Baie welkom by ons diens. Hier is 'n bietjie oor wie ons is en hoe ons glo oor kerk. Ons aanslag lê iewers tussen die Pinkster en Susterskerke. Ons dienste is modern, maar tog behou ons die mooi van die tradisionele en charismatiese bewegings. Ons probeer om dit vir mense wat skepties is oor God of kerk nie moeilik te maak om Jesus te kan ontmoet nie. Ons skep gemaklike omgewings sodat mense oop kan wees om die waarheid van God se woord te verstaan en te ontvang. Ons aanbidding nooi jou uit om God te ontmoet en ons boodskappe is maklik om te verstaan en prakties genoeg om uit te leef. 'n Veilige plek om hom te ken en hom bekend te maak. Good morning, New Life Church. February has only got 1 week left. So next week we will be having a midweek on Wednesday at 6 o'clock in the clubhouse. On the 28th of February, the young adults will be getting together for a game of paddle at 7 o'clock. We have connect forms on the chairs in the church. If you would like to stay connected with us, please complete one of them. And we have our very first new members Connect evening on the 19th of March for 2025. If you feel that New Life Church is your spiritual home, we would love to make connection with you and to invite you to this evening. Have a lovely day further. Ons is besig met ons 40 dae van liefde. Dit is hierdie storie van hoe om lief te wees. Want vir ons was daar eerste lief gehad. Die seun wat gestuur is as gevolg van die Vader se liefde is hierdie pragtige storie waar Jesus Christus nie net aan die kruis gesterf het nie, hierdie groot opoffering vir ons gemaak het, maar ook sy lewe gegee het. En vandag in die 40 dae van liefde gaan ons kyk na hoe om dit uit te oefen, die praktyk van liefde. Klink verskriklik ernstig, maar nietemin dit is wat dit is verskriklik moeilik om vandag, en ek dink deur die eeue, lief te wees op die manier wat Jesus ons geleer het, want ons is mens. Maar ons kan. So hoe? En ek gaan graag vir ons bid en met daardie gedagte in dit ingaan om te sê dat die praktyk van liefde in die woord van God en in ons geloof, die wie die weg volg, lyk anders as die lewe. So kom ons bid saam en fokus dan so op hoe om lief te wees dan. So Vader, ek kom vandag in die heilige naam van Jesus Christus en ek kom bid vir u liefde, u wysheid, u leiding, Here, dat u ons sal help om lief te wees. Dat u ons sal help om te fokus op die praktyk van liefde, die uitoefening van liefde. Hoe doen ons dit? Hoe beoefen ons dit? Hoe leer ons en groei en word sterk in liefde, Here? Want dit is nodig vir 'n dag soos vandag. Ek dank dat u saam met ons hier is en ek bid dat u ons regtig sal seën en lei in wat ons vandag hoor oor u woord. En ek bid dit alles in die heilige naam van u seun Jesus Christus. Amen. Dit is 'n baie bekende vers, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gestuur het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En van kleins af het jy dit heel moontlik gememoriseer in jou kop en jy ken dit en jy die liedjie van so lief het God die wêreld gehad in jou, want dit ego iets. Dit ego 'n storie van iemand en iets is vir my so lief. Maar nou die groot vraag is nie dat God ons lief het nie, want ons het dit al geantwoord en gesê, ja, God is lief vir jou. Voel miskien bietjie anders as die wêreld, maar nou wat doen ek met dit? Wat doen ek nou as ek soos die Jack Russell die kar gevang het? Want liefde is groot. En ons kyk na Johannes 13 vers 34 en 35 vandag, in die 2020 vertaling. En dis hierdie sterk woorde wat gesê word, en onthou, in daardie dae was dit 'n verskriklike gevaarlike woorde om te sê, want ek gee julle 'n nuwe gebod is woorde wat baie mense oor gestenig kon wees. En in Johannes 13 vers 34 tot 35 lees ons dan, ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Moet julle ook mekaar lief hê. Dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. So mense sal weet ons is die Here se disippels, nie deur ons woorde of ons dade of die bandjies wat ons op het of die stickers op ons karre nie, maar dit gaan oor die feit dat ons mekaar liefde wys. En ek wil hier moet dink aan die trappe van vergelyking van daardie liefde, want soos in alles, in enige oefening, in enige daad moet jy groei in dit. Jy raak nie net ewe skielik 'n marathon atleet nie, dit begin by 1 kilo loop, 2 kilos draf, jou eerste 5 kilometer, dan later 10, 12, 21, 42. So wat is daai eerste stappies? En dit is waar ons sien ons liefde begin dan vir die Here, maar dan vir die disippels onder mekaar, die medegelowiges, en dan sprei dit uit na die mense wie nood het. En met daardie gedagteproses moet ons vir onsself baie sterk afleer wat die wêreld ons geleer het. Die wêreld wys vir ons hoe liefde moet lyk in rolprente en in liedjies en ons
Ons moet baie keer hierdie goed op die grond neersit en sê dat my definisie van liefde het baie te doen met my emosie oor 'n persoon of oor 'n plek of oor dit wat ek oor passievol is. Ek is lief vir golf. Maak my kwaad, maar ek is lief vir dit. Ek is nie so lief vir draf soos golf nie, maar ek is lief vir my vrou en is lekker om saam met haar te draf want ek is lief vir haar. En ek is eintlik so lief vir die ouens met wie ek golf speel, nie alles okay, maar ek is meer lief vir die golf en nou is ek die mekaar want hoe werk daai liefde dan? Want is dit nou anders dat die een is die een en die een is die ander een en nou raak ek die mekaar en maak dit eintlik alles saak. En dis baie keer wat ons onsself in hierdie gemaksone insit oor liefde. So as ek so voel, dan doen ek. As ek voel ek moet vir iemand iets gee, dan doen ek. As ek voel ek moet 'n woord vir iemand sê of 'n koffie gaan drink of iets gaan doen. En daar's hierdie mooi gedig van Elizabeth Barrett Browning wat sy geskryf het oor liefde. Is hierdie bekende en as jy dit vir jou die liefde in jou lewe wil voorlees, asseblief doen dit. Maar dit is soort van bekend van dit ego iets in hoe ons voel en hoe ons liefde beoefen partykeer. So hy gaan so, how do I love thee? Let me count the ways. I love thee into the depth and breadth and height my soul can reach when feeling out of sight. For the ends of being and ideal grace, I love thee to the level of everyday's most quiet need. By sun and candlelight, I love thee freely as men strive for right. I love thee purely as they turn from praise. I love thee with a passion put to use in my old griefs and with my childhood's faith. I love thee with a love I seem to lose with my lost saints. I love thee with the breath, smiles, tears of all my life. And if God choose, I shall but love thee better after death. As jy die groot woorde en soos jy dit lees en dit voel en ervaar, dan doen dit iets. En veral as jy dit dan vir jou geliefde sê of jou geliefde dit vir jou sê of lees, is daar iets wat inborrel, maar ons moet altyd onthou dat liefde is soveel meer as net daai gevoel, die borreling in ons. Liefde is 'n aksie, dit is iets wat uitgeoefen word, dit is nie net mooi woorde nie, dit is nie net gepraat nie, maar dit word gewys. Jesus het vir ons gewys om lief te wees. 1 Johannes 3 vers 16 tot 18 en ons lees dit in die ESV vertaling in Engels. Little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. By this we know love, that he laid down his life for us, that we ought to lay down our lives for our brothers. But if anyone has the world's goods and sees his brother in need, he closes his heart against him. How does God's love abide in him? So hierdie liefde wat ons van praat is baie basies. Dis brood eenvoudig. Ek sien iemand in nood en ek help hulle en dit is liefde. Nou let op, daai gevoel van dat ek hulle moet help, kom gewoonlik in die berekening in en dan skiet dit ons in die voet. As ek 'n nood sien en ek weet wat die regte ding om te doen is en ek doen dit, daar is God se liefde daar. Ons weet in die tuin van Getsemane het Jesus deur 'n proses gegaan van gebed en vra vir die Here. En dan hierdie groot vraag is, Vader, as dit nie wil is nie, neem die beker. Maar hy het geweet wat die regte ding is om te doen. En in dit lê daar liefde, dat ek nie altyd so voel nie, maar ek weet dat die liefde van God is in my, so ek wees lief. Want die Here roep ons om ons liefde deur aksies te wys, nie net woorde nie. Liefde is geduld. Liefde is nie net gaaf nie, maar dit gee om. Liefde is selfloos. Liefde offer op. Daar is baie keer die moeilike ding, ons doen nie altyd 'n kosteberekening van die liefde wat ons moet toon nie. Ons doen dit net en ja, miskien gaan dit my 'n paar rand kos of miskien gaan dit 'n paar sekondes kos. Jy moet regtig gaan en soos jy jou begroting doen in die maand of soos jy daai wiskundige sommetjie uitdoen om jou voertuig of jou huis te koop, gaan sit en werk jou liefde uit. Kyk en vra jouself, wat is jou kapasiteit om lief te wees? Ons het nog nooit op die tafel gesit en gesê, weet jy wat, ek dink ek het die vermoë om so lief te wees nie. En ek daag jou uit bietjie vir dit. Sê vir jouself en stel vir jouself 'n limiet. Sielkundig werk dit verskriklik goed en veral as jy gaan oefen en sê, my limiet is dit. Ek kan so ver draf. Ek kan so ver lief wees. Dan sodra jy dit vasgestel het, dan sê vir jouself, nee, wag, kom ek korrigeer myself. Want snaaks genoeg jou brein werk sodat sodra jy jouself dan gekorrigeer het, dan plaas jy jouself bietjie in 'n sielkundige trappie bo jouself. Dit is vreemd, maar vertrou my, die wiskunde werk, die biologie werk. So jy sê, hierdie is my limiet van liefde. Ek kan vir my familie lief wees met alles wat ek is, en ek kan vir 'n paar mense luister en vir hulle geduldig wees, maar Here, weet jy wat, mense wat ek glad nie ken nie, onmoontlik. Nou korrigeer ons onsself en sê, weet jy wat, ja, al daai goed, met die mense wie ek glad nie ken nie, kan ek miskien net na luister.
Al voel ek nie so nie, en al is dit nou nie die groot gedig van liefde nie, ek kan luister as iemand wat ek nie ken praat nie, of iemand wat ek nie meer wil praat nie. Kan ek luister? Ek help myself dan om te sê dat daar is 'n koste. Want om net vir jouself hier te sê, dis my limiet van liefde, die koste is nog nie 100% daar nie. Ek kan iets gee wat ek nooit sou nie, want ek doen die kosteberekening. Want ons weet in Johannes 15 vers 13 staan daar, greater love has no more than this, that someone lay down his life for his friends. Om jou liefde in jou lewe neer te lê, is nie om jou net jou dood neer te lê, soos Jesus aan die kruis nie, maar dis soveel meer. Dis jou lewe, dis jou asem, dis jou tyd, dis jou treekie, en ons sing in die wêreld leer nou weer van ons 'n ander ding, ek in die woorde van Bruno Mars, 'n baie bekende liefdesliedjie skrywer, het hy die volgende woorde gesing, en ek wil jy moet bietjie dit dink as 'n woord, 'n monoloog wat opgepraat word, hoe jy moet lief wees. Die wêreld sê vir ons, die voorbeeld is, I'd catch a grenade for you. Yeah. Throw my hands on a blade for you. Yeah. I jump in front of a train for you. Yeah. You know I do anything for you. Yeah. Oh, I would go through all this pain, take a bullet straight through my brain. Yes, I would die for you, baby, but you won't do the same. No. So die wêreld sê die opoffering, die koste, is om voor 'n granaat in te spring, of voor dit in te spring, maar die doel van die wêreld se woorde is eintlik oor my, oor ek sal al hierdie wonderlike goeders doen, maar jy wil nie dieselfde doen nie. Dis nie God se liefde nie. God se liefde is dit wat sê, weet jy, Jesus het in sy woorde, Vader vergewe die mense, want hulle weet nie wat hulle doen nie, verskriklike groot iets gesê. Vader, hulle maak my seer, Vader, hulle het my brutaal gevang, geslaan en vasgespijker aan 'n kruis. Hulle het soveel meer goeders gedoen as wat Bruno Mars oorhuil. Maar Jesus het geweet dat liefde is hierdie veilige plek, wat nie gaan oor wat die ander mense doen nie. Want ander mense, en hoe ander mense jou hanteer, is nie veronderstel om jou liefde vir die wêreld te bepaal nie. Nie oor wat enigiemand anders sou doen nie, maar wat God gedoen het in die liefde wat hy vir jou het. En dis daar waar ons kom en ons sê dat hierdie liefde in oefening moet 'n huis skep vir mense wie huisloos is. Dit moet die deur oopgooi en sê, julle wie buite is, kom in, hier is kos, hier is rus, hier is daai vrede wat net jou huis kan gee. As jy by die huis kom, skop jou skoene uit, jou diere groet, jou familie groet. Ja, daar's moeilike tye, maar hierdie is waar jou plek is. Jy is jou gemaklikste hier. Jy werk hier, so jy groei en jy bou aan iets. Die liggaam van Christus is dit om daardie huis vir iemand, vir die wêreld te wees, al voel dit nie altyd so nie. Die liedjie No Longer a Slave to Fear gaan presies oor dit, is dat jy 'n kind van God is en so in jou Vader se huis in te gaan. En ons, as mense wie klaar in daardie huis woon, moet ons so lief wees vir die wêreld, dat hulle uitnodiging ervaar om in te kom. Dis nie maklik nie. Maar die beginpunt is juist dit, 'n huis. Dit is een van die mooiste liedjies wat onlangs geskrywe is, en ek is nie altyd opgewonde oor Afrikaanse liedjies nie. Ek raak redelik ontsteld soms oor die lirieke wat geskryf word oor sekere liedjies, en dit is nou geen verwysing na spinnekoppe wat op en af dans nie. Maar daar is hierdie Afrikaanse liedjie wat geskryf is, wat geëcho is. En dit praat van 'n paar baie belangrike goed, maar dit praat van hoe ons liefde moet beoefen. Jou mikpunt is, jou doel is, onthou jy styg na die sisteme wat jy om jou gebou is. So jy moet 'n sisteem van huis bou. Jy moet vir jouself sê is dat, weet jy wat, ek korrigeer myself in my limiet van liefde, en ek gaan nou stukkie vir stukkie meer lief wees, anders te lief wees, maar ek moet nog steeds 'n doel hê. My doel is dan om die volgende te skep. En Lorika raag sing hierdie, jy kan dit gaan luister, ek gaan op dele van dit lees, om so af te sluit in die gedagte van die Here skep deur ons hierdie huis. En ons verstaan dit as ons die woorde hoor, want sy sê, los jou dinge hier, ek kyk daarna, dan hoef ons nie verniet alles terug te dra nie. Onthou jy, pak uit in jou huis, dis nie net 'n tydelike plek nie. Dan sê sy, jou huis is waar ek is, weet jy dit nie? Kom pak jou tasse uit, want jy is veilig hier. Hierdie is jou huis. En waar ook al jy is, net daar is ek tuis. Omskep hierdie hart, kom maak dit 'n huis. Die gange ego steeds, as jy moet gaan, kom lê die dinge neer,
wat jy belangrik ag. Hierdie plek wat ons skep vir iemand om te sê dat alles wat jy is, hier is vertroue, hier is liefde, jy kan uitpak voor my. Later sê sy, daar is kamers waar ek nie meer ingaan nie, en ons verstaan dit. Die lesse klaar geleer het ek saamgedra, waar daar 'n plek en 'n tyd is vir elke deur. Die donkerste vertrek kon my die meeste leer. So liefde is die storie net van goeie goed nie, maar is van donker en moeilike goeders. En 'n lekkie dak, en die mure breek, die verftop af, en die skaduwee, die trappe kraak en die teëls is los. Liefde oorheers in hierdie huisie van ons. Want die fondasies is vas. Dit begin as ek sink in jou soensag meer. As jy my kom genees na 'n lang dag. Min binne-in wat ek nog moet verduidelik. Dis hoe ek weet dat ek nog by die huis is. En dan sê sy vir my een van die mooiste dele. Maak die venster waawyd oop, dat die lig kan inkom. Leer jy nie jou les nie, dis nie 'n adres nie. Dis jou mense wat jou huis is. Dis ons uitnodiging vir die praktyk van liefde. Ons moet daardie huis wees, 'n plek wees waar mense kan uitpak, veilig pak. Ja, daar gaan skaduwee areas wees wat bietjie aftop en daar gaan kamers wees wat ons nie noodwendig mee in wil gaan nie, want ons het baie daar geleer. Die huis is waar ek die vensters waawyd oop kan maak, waar daai lig van die Here kan inkom en daai liefde kan wees, ons kan sit om die tafel en ons kan deel. Ons kan 'n veilige plek wees. En ek glo ons elkeen het daai roeping in ons lewens. Ons elkeen is geroep om te gaan disippels maak. En hoe gaan ons weet dat ons disippels is as ons mekaar liefhet? So mag dit jou uitdaging wees om te gaan lief wees, om die huis te gaan wees. Mag ons so dan saam bid en vertrou dat die Here ons gaan lei in dit. So Vader, ek kom in die heilige naam van die Seun wie ons gewys het om lief te wees, en ek kom bid u leiding in die wysheid en die kennis en alles wat ons nodig het om 'n huis te wees. Om 'n liggaam te wees. Om mense te verwelkom en te sê kom pak uit. Maak nie saak waar jy vanaf kom nie, hier is liefde. En ek dank U dat U ons vir elkeen kom haal het, Here, en ons ingenooi het in die huis. En ek bid dat ons so dan sal uitgaan en vir mekaar sal lief wees. En ek kom dan en ek bid dit alles in die heilige naam van die Seun, Jesus Christus. Amen.